Hallo julle, dankie dat jy vanmôre by ons ingeskakel is. Ja, ons weet nie wanneer ons weer sal kan teruggaan kerk toe, om die voorreg te mag hê om saam te aanbid nie, maar dit is wat ons nou het, en mag dit ook vanmôre vir jou 'n spesiale ontmoeting met God wees. Kom ons raak stil voor die Here. Kom, o Heilige Gees, kom as heilige vuur en brand binne in ons. Kom as heilige wind en kom waai ons skoon. Kom as heilige lig en lei ons. Kom as heilige waarheid en leer ons. Kom as heilige liefde en omvou ons. Kom as heilige krag en inspireer ons. Kom as oorvloed lewe en oorstroom ons. Verander ons, vorm ons, totdat ons heeltemal word soos God dit wil hê. Kom, o Heilige Gees, kom. Amen. Kinders van God, hoor die Here as hy vanoggend deur sy woord vir jou kom groet. Hoor sy hart, ook veral nou in 'n krisistyd. As die Here vir jou kom sê, mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees. Hierdie genade en vrede in oorvloed word ons deur ons kennis van God die Vader, deur ons kennis van die Here Jesus Christus as ons verlosser en saligmaker, en dit gebeur natuurlik deur die werking van die Heilige Gees. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons bietjie kan wegkom uit die siektestorm wat ons wêreld in hierdie dae verlam. Dankie dat ons kan stil raak by U, die onveranderlike God. Baie dankie vir die diensknegte wat ook in hierdie dae U woord aan ons bring. Vir die tegnologie dat ons daarin kan deel en vir die rus wat die staat ons verplig om te neem. Ons bid vir president Ramaphosa en die regering dat hulle insig sal hê om die regte besluite te neem in die handhawing van standaarde met mededoe te doen. Dankie ook vir die mense wat in elke munisipale wijk soveel moeite doen om kospakkies en ander bystand te verleen. Here Jesus, in hierdie siektetyd raak ons verskrik deur die dodetalsyfers. Maar baie dankie dat ons weet U is ook baas oor die siekte. Net soos U destyds die hand vir Petrus uitgereik het en die storm vir die disippels beëindig het. Dankie ook dat vanoggend se diens vir ons 'n geloofsversterking is. Amen. Markus 4 vers 35. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels: Kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skei
waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agterstrewe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, "Meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie?" Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê, "Wie kan hy tog wees dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?" Ek wil eers gou met die kinders praat. Wat maak jy wanneer jy bang is? Ek dink meeste van ons sal na pappa en mamma toe hardloop, want ons weet mos, pappa en mamma is lief vir ons. Ons weet mos, hulle sorg vir ons en hulle sal alles in hulle vermoë doen om ons veilig te hou en ons te beskerm. Toe ek so op en by in graad 3 was, het my boetie een keer van die skool af gekom en vir ons 'n spookstorie vertel. Hy het vertel van 'n man wat vermoor was en wat in die koshuis se fondamente ingemessel was. En hierdie man, die man met die blou hand, kom dan in die aande uit om te kom spook. Daardie aand kon ek glad nie slaap nie. My kamer het langs 'n wilgeboom gestaan. En dan in die aand, in die maanlig, het hierdie wilgetakke so rustig in die briesie beweeg. En oralste sien ek spooke. Ek was bang, kon nie slaap nie, en hardloop toe na my pappa en mamma toe, om daar by hulle te gaan hulp soek. My pappa het gekom, en hy het langs my bed, tussen my bed en die venster, kan ek maar sê, tussen my en die spooke, het my pappa kom sit. Ek onthou nog sy silhouet so, met die maan aan die agterkant, tussen my en die spooke. En toe pappa daar kom sit, toe kon ek rustig slaap. Want ek weet, selfs al is daar spooke, hulle sal nie by my uitkom nie, want pappa is by my. Jesus en die disippels is op 'n bootjie. Daar breek 'n storm los. Ek kan my nogal indink, die bootjie wat vol water is van die golwe, en die disippels wat sukkel om die punt van die boot in die branders in te hou, die wind wat hulle rondtrek, en Jesus lê in slaap op die agterste bankie. Hulle maak hom wakker, hy staan op, hy spreek die wind aan, en alles bedaar. En dan in vers 40 vra hy vir hulle, "Hoekom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Ek het al baie gewonder of dit nie dalk bietjie onredelik was van Jesus om hulle te vra hoekom was hulle bang nie, want ek bedoel, storm, winde, water binne-in, sukkel om te roei, ons gaan sink, hoe kan mens anders as om nie bang te wees nie? Wat het Jesus van hulle verwag? In die storm, wou hy dalk gehad het dat hulle moet onthou van die tyd wat hulle saam met hom geloop het en hoe hy nog altyd vir hulle gesorg het en voor hulle oë wonderwerke gedoen het. Dink maar net aan die duiwels wat hy uitgedryf het, siekes wat hy gesond gemaak het, en 'n klomp wonderwerke wat hy voor hulle oë gedoen het. Miskien wou hy gehad het dat hulle op grond van dit wat hulle van hom gesien het, sou geweet het dat selfs al lê hy agter in slaap, sal hy vir hulle sorg, sal hulle veilig wees. Ons is gewoond aan storms in ons eie lewens. Daar was nog altyd storms gewees, oor die eeue heen. Dink maar net aan al die oorloë wat al verby was. Dink maar net in daardie tyd, ek vat maar net die boereoorloë, plase wat afgebrand is, vrouens en kinders in die konsentrasiekampe, mense wat letterlik alles verloor het en weer van vooraf moes begin. Dink maar net aan die peste en pla wat daar ook in die verlede
was, die swart plaag, dink maar die depressie, swaar tye wat ons al deurgegaan het. En elke keer kon ons in die krag wat die Here vir ons gee, weer opstaan. Natuurlik ook die persoonlike storms. Dink maar net aan mense wat as gevolg van brande, vloede, droogtes, alles verloor het en weer van vooraf moes begin het. Dink maar net aan wanneer ons geliefde aan die dood afstaan en dit ook vir ons voel asof alles daarmee heen is. En tog op 'n manier kom tel die Here weer vir ons op. Ons ken storms. Maar corona, dink ek, het ons 'n bietjie onverwags kom vang. Jy weet, met al die tegnologie en al die vaardighede wat ons het, en dink maar net, as jou skouer nie meer werk nie, dan sit hulle vir jou 'n nuwe skouer in, 'n nuwe heup in. As jou lens nie meer werk nie, jou oog nie meer werk nie, sit hulle vir jou 'n nuwe lens in. Hulle sit vir jou 'n nuwe hart in. Dit voel regtig asof daar niks is wat ons nie kan doen nie. Ons is untouchable gewees. En nou skielik is corona hierso. En al ons sekerhede word van ons af weggevat. Vraag vanmôre is, wat se emosies is daar op hierdie stadium binne in jou hart? Miskien is jy ook bang. Miskien is jy onseker. Dalk is jy kwaad. Ek weet nie wat jou emosies is nie, maar dit is tog belangrik dat 'n mens juis in 'n krisis gaan ontleed en gaan kyk in jouself. Wat is binne in my aan die gang? Hoe hanteer ek hierdie storm? Hoe hanteer ek hierdie emosies wat binne in my woed? Eerste plek, die disippels gaan maak vir Jesus wakker. Gaan soek by hom hulp. Soek na God in hierdie storm. En dan tweedens, onthou die verlede. Onthou hoe hy in die verlede tot jou redding verskyn het. Hoe hy deur moeilike tye nie altyd die storm stil gemaak het nie, maar baie keer die storm binne in ons stil gemaak het, sodat ons kon fokus op dit wat ons sou moes doen. So, soek na God, onthou wat hy in die verlede gedoen het, en kies dan om hom te vertrou. Kies om te glo dat hy ook vir jou hierdeur sal dra. Die keuse tot geloof is nie maar net so op niks gegrond nie. Die keuse van geloof is gegrond op die kennis van die verlede, van hoe ons vir God in die verlede ervaar het. Die keuse om te glo maak nie alles sommer maar net reg nie, en tog is alles anders. Jy kan nog bang wees, maar dan is dit 'n kalm bang. Jy kan nog onseker wees, maar dis 'n kalm onseker. Jy kan selfs nog kwaad wees, maar dis 'n kalm kwaad wees. 'n Bang graad 3 seentjie wat op sy bed lê en vir die venster kyk om die spooke in die boom raak te sien. Maar dan kyk hy vas teen sy pa se silhouet. En al is hy nog bang, kan hy rustig slaap, want sy pa is by hom. Kom ons bid saam en dan bely ons geloof. Here, ons is in hierdie corona-storm. Ons voel die vernietige winde van stormagtige veranderinge wat in ons lewens inwaai, in ons samelewing, ons gemeente, ons wêreld. Ons ervaar die gewelddadige golwe wat ons bedreig met verlies van gesondheid, geliefdes, finansies, lewe. En Here, ons sien ook die pyn en paniek van ons medereisigers wêreldwyd wat saam met ons vasgevang is in 'n dobberende bootjie op 'n onstuimige oseaan. Here, ons wil vandag eerlik by U kom staan in hierdie bootjie en erken dat ons bang is. Ons is bang vir hierdie bedreigings om ons. Ons is onseker oor wat die toekoms gaan inhou en hoe dit vir ons gaan lyk. En ons voel baie keer magteloos as ons nie meer kan doen om uit die situasie te kom waarin ons is nie. Magteloos om ons nie meer kan hulp kan verleen, meer geld kan gee vir mense wat swaar kry nie. Baie dankie dat U deur hierdie verhaaltjie weer vandag vir ons kom bevestig het, dat U by ons is, in hierdie storm, in die corona-storm.
Ja, Here, en ons kom vra dat U vir ons die storm sal stilmaak, die oseane, die golwe tot bedaring sal bring. Ons vra dit dat U sal insig gee vir ons wêreldleiers, ons landsleiers, ons provinsieleiers, dat U wysheid en kennis en insig sal gee vir wetenskaplikes. Help ons, Here. Wees ons genadig met hierdie storm. Maar meer is dit, asseblief, Here, stil ook die storm binne in ons. Gee vir ons kalmte binne in ons bang. Kalmte binne in ons magteloosheid. Kalmte binne in ons vrees. Daardie kalmte, Here, wat aan U gekoppel is, aan U wete, U was nog altyd daar, en U sal daar wees. Daardie kalmte wat 'n kindjie kry, as 'n pappa op die bed kan kom sit, om die soeke in die boom weg te hou. Here, ons het geen ander bron van kalmte en vrede nie, dit is net U. En alles wat ons vra ons in Jesus se naam. Amen. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here. Ons Here. ons Here, Wat ontvang is van die Heilige Gees. Gebore is uit die maagd Maria. wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, En ter helle neergedaal het. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, en wat opgevaar het na die hemel, En sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Vanwaar hy sal kom om te oordeel. Die wat nog lewe En die wat reeds gesterf het. ek glo aan die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die gemeenskap van die heiliges. Die vergifnis van sondes. Ons te vrees. En 'n ewige lewe. Amen. 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 Op hierdie plek in die erediens het ons gewoonlik die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Ons besef dat dit moeilik gaan daar buite, maar ons vra tog, as dit enigstens veel moontlik is, dat jy nog steeds sal bydra. Jy kan die bydra op verskillende maniere doen. Eerste plek natuurlik is dit om direk by die bank in te betaal. Die ander een is om die SnapScan kode te gebruik. Ek het geleer om dit te gebruik. Dit is nogal maklik en lekker. En dan kan jy natuurlik ook vir jou collectebottel kry, wat jy jou collecte kan ingooi om dit later te kom inbetaal. En natuurlik by Striata in die voorportaal het ons 'n kus onder die kruis neergesit, en jy kan op enige stadium met daar gaan ingooi, en die leiersraadsmense sal dit uithaal en dan later by die kerk kom inbetaal. Kom ons dien die Here met ons dankoffer, en daarna sing ons lied 207, eer aan die Vader wat alles gemaak het. Gees wat ons lei in die waarheid.
Mag die Vader jou seën en beskerm. Mag die Here Jesus Christus deur sy liefde en genade binne in jou leef. En mag die Heilige Gees jou inspireer tot diens aan God, aan mekaar en jou medemens. Amen.